Hallo almal en baie welkom. Is julle reg om julle NWT-kennis 'n bietjie te toets? Vandag het ons 'n super vinnige vasvraag oor energie en brandstowwe. Is nou die perfekte manier om seker te maak jy's reg vir daai eksamen. So kom ons spring sommer dadelik weg. Goed, so hier's die plan. Dis baie eenvoudig. Ek gaan 'n vraag vra en dan kry jy presies 5 sekondes om die antwoord in jou kop te kry. Sodra die tyd om is, kyk ons saam na die antwoord en dan gesels ons vinnig daaroor. Klink dit goed? Mooi so. Kom ons begin. Reg, hier gaan ons. Ronde 1. Ons begin by die begin. Wat presies is brandstof? Waar kry ons al hierdie energie vandaan? Kom ons kyk. En hier is vraag nommer 1. Dink mooi, wat is 'n brandstof? Jou 5 sekondes begin nou. Tyd is op, kom ons kyk of jy reg was. So, 'n brandstof is enige iets wat ons kan verbrand of eet om energie te kry. En dis die belangrike deel, né? Dit is nie net petrol vir 'n kar nie. Dink daaraan, die kos wat jy vanoggend geëet het, dis die brandstof wat jou liggaam nou die energie gee om te kan rondhardloop en speel. So ja, jy gebruik ook brandstof. Reg, volgende vraag. Vraag nommer 2. Kan jy dink aan die 3 groot soorte fossiel brandstowwe? Jou tyd begin nou. Goed, kom ons kyk. En daar's hulle, petrol en diesel, wat in ons karre gaan, gas, waarmee ons dalk kook, en natuurlik steenkool, wat kragstasies gebruik om vir ons almal elektrisiteit te maak. Pyk gedoen as jy hulle reg gekry het. OK, hierdie is nou 'n baie interessante vraag. Waar kom hierdie fossiel brandstowwe vandaan? Waarvan word hulle gemaak? Dink 'n bietjie. Jou 5 sekondes is aan. Reg, kom ons vind uit. Dis presies hoekom ons dit fossiel brandstowwe noem. Hulle is letterlik gemaak van die oorblyfsels van plante en diere wat miljoene jare gelede geleef het. Ja, selfs dank dinosourusse, kan jy glo. Hulle was vir 'n ongelooflike lang tyd onder die grond begrawe. Goed, kom ons dink 'n bietjie aan ons eie huise. Watter brandstowwe gebruik ons by die huis om sinema lig te maak of om warm te bly in die winter? Noem sommer net 2. Jou 5 sekondes begin nou. Tyd is om. Sjoe, kyk na al daai opsies. As jy enige 2 genoem het, hout, gas, steenkool, parafin of selfs kerswas, dan is jy 100% reg. Fantastiese werk. OK, nou vir 2 vinnige vrae in 1. Eerste een, vraag 5. Watter brandstof gebruik ons in Suid-Afrika om die meeste van ons elektrisiteit te maak? Dink gou. Die antwoord is steenkool. Reg. En nou vraag 6. Sonpanele gebruik die son se ligenergie, maar waarin verander hulle daardie energie? Jou tyd loop. Hulle verander dit natuurlik in elektriese energie. Wel gedaan. Hier kom nog 2. Vraag 7. Hoe meet ons die energie wat in kos is? Dink 'n bietjie. Ons meet dit in joules of kilojoules. Dis daai kg wat jou kospakkie sien. Dis basies die kragtelling van jou kos. Goed, vraag 8. Wat presies is gebergde of potensiële energie? Dis baie eenvoudig, dis energie wat gestoor word sodat ons dit later kan gebruik. Presies soos 'n battery wat wag om aangeskakel te word. Julle doen absoluut briljant. So, welkom by ronde 2. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na hoe energie eintlik vloei en van een tipe na ander verander. Is jy gereed? Kom ons duik in. Hierdie is 'n baie belangrike een, so luister mooi. Wat is die verskil tussen inset-energie en uitset-energie? Dink daaroor vir 5 sekondes.
Goed, kom ons kyk. Dis eintlik baie makliker as wat dit klink. Inset-energie is die energie wat jy in 'n stelsel sit en uitset-energie is die energie wat daar uitkom. So dink aan 'n waier. Jy sit elektrisiteit in en jy kry beweging uit. sien? In en uit. Reg, kom ons kyk hoe goed jou geheue is. Kan jy die 5 verskillende forme van energie onthou wat ons leer? Probeer hulle almal noem. Jou tyd begin nou. Tyd is om. En daar het jy hulle, bewegingsenergie. Dit is nou as jy hardloop. Klankenergie, soos die musiek waarna jy luister. Dan het ons elektriese energie, ligenergie en natuurlik gestoorde energie. Moenie bekommerd is as jy nie almal gekry het nie, pyk gedoen as jy selfs net 'n paar kon onthou. OK, hierdie een gaan jou 'n bietjie laat dink. Dink aan 'n gewone gloeilamp. Wat is die inset-energie en baie belangrik, wat is die 2 soorte uitset-energie? Jy het 5 sekondes. Goed, kom ons breek dit op. Stap 1. Die inset is natuurlik elektriese energie. Stap 2. Die uitset wat ons wil hê, die nuttige een, is ligenergie. Maar het jy al ooit aan 'n gloeilamp gevat wat 'n rukkie aan was? Dis warm, né? Daardie hitte is die tweede uitset, maar ons noem dit verworste energie, want eintlik wou ons net die lig gehad het. Dink 'n bietjie aan 'n kampvuur. Jy het die hout, dit is jou brandstof. Maar wat moet jy byvoeg om daardie hout te laat brand? Dink mooi. Kom ons kyk. Hitte-energie. Natuurlik, jy het daai eerste klein vonkie of vlammetjie nodig, daai bietjie hitte, om die gestoorde energie wat in die hout opgesluit is, vry te laat. En dan, sien daar, het jy 'n vuur. En hier is ons heel laaste vraag, vraag 13, die groot een. Wat is die belangrikste reël of wet van energie? Jou laaste 5 sekondes. Reg, die antwoord is hierdie baie belangrike sin. Energie kan nie geskep of vernietig word nie. Dit verander slegs van een vorm na 'n ander. Wat beteken dit? Wel, dit beteken ons kan nie sommer net nuwe energie uit niks maak nie en energie verdwyn ook nooit heeltemal nie. Dit verander net heeltyd van vorm, soos die elektrisiteit in die gloeilamp wat lig en hitte geword het. En dit is dit mense, julle het die vasvraag voltooi. Fantasties gedoen. Gee jouself 'n klop op die skouer, want jy het sopas jou brein 'n behoorlike oefensessie gegee. Baie geluk. Onthou nou alles wat ons vandag geoefen het wanneer jy vir jou eksamen leer. Gaan kyk weer na jou notas en die belangrikste van alles, onthou dat jy dit kan doen. Jy is slimmer as wat jy dink. So van my kant af, baie sterkte met daai eksamen. Jy het dit. Totsiens.